Ons maak ons Bybels oop by Jakobus. Jakobus 1. Ons het laasweek vers 19 tot 21 gedoen. Ek sal dit weer saam met julle lees en dan lees ons van vers 22 af vir vanoggend se boodskap. Jakobus 1. Kom ons buig net ons hoofde saam voor ons lees. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons kan weet dat u vanmôre met elkeen van ons 'n afspraak het. O Heilige Gees, dat u mense se harte ontvanklik sal maak vir u woord. Dat hulle sal luister wat u van hulle vra. Here, dat u ons almal sal verander. Dat ons elke dag sal groei en meer soos u sal lyk. Dankie Here dat ons môre kan bid vir 'n klomp van ons broers en susters wat vanmôre nie hier is nie. Ons wil bid Here dat u vir hulle sal styf vashou, dat u hulle sal aanraak en dat hulle vinnig weer sal terugwees by ons. Nou Here, spreek want die diensmaagd en die diensknegt, u slawe luister. Amen. Jakobus 1 van vers 19 af. Let op my geliefde broers. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Ons het gekyk hoe belangrik is dit dat jy moet luister na die woord, dat die woord jou nie moet kwaad maak nie, maar die woord jou moet verander. Dan vers 21, doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei en ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Dan vanmôre, vers 22, wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdiens is vergeefs. Dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor God en Vader om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Net tot sover. Ons het laasweek geëindig met sagmoedigheid. Hoe sagmoedigheid beteken ek val onder die woord van God in. God is die een wat vir my die ruiter is en ek is die perd en hy stuur my waar ek moet gaan en ek is onder sy beheer. Dis wat dit beteken om sagmoedig te wees. Maar daar's 'n belangrike ding wat volg. Ons het afgesluit met die verhaal van Naaman. Naaman wat melaats is, wat kom na Elisa toe en voor Elisa wil verskyn en hy dink by homself, Elisa gaan al hierdie handbewegings doen en Elisa verskyn nie voor hom nie, hy stuur die slaaf na hom toe. En dan sê die slaaf vir hom, hy moet 7 maal onder die water gaan. En ons onthou wat Naaman se gevoel rondom dit was. Maar wat baie belangrik is om te onthou, niks sou met Naaman gebeur het as hy net die woorde aangehoor het. Wat moes plaasvind met Naaman is hy moes homself verneder, sagmoedigheid, en dan moes hy gaan doen dit wat Elisa van hom gevra het. God se wens vir sy lewe moes hy dan gaan uitvoer het. En dis waaroor ons vanmôre gaan gesels. Ons moet gehoorsaam wees en doen dit wat God van ons vra. Dit is interessant genoeg as ons kyk na wat hier word gevra van ons in die oorspronklik. Beteken dit, ons kry 'n opdrag.
word. Dis 'n opdrag. Dit beteken, dis 'n imperatief. Dis iets wat jy moet doen. Jy het nie 'n keuse daaroor nie. Die Bybel sê, jy moet dit doen. En dit is maar dieselfde met die hele gedagte van Christus wat sê, neem jou kruis op en volg my. Beteken dit dat sekere mense deur hulle lewens kan gaan en nie hulle kruis hoef op te tel nie? Is daar iemand wat kan sê, hoor hierso, ek is 'n kind van die Here, maar ek tel nie my kruis op en volg hom? Die Bybel sê, neem jou kruis op, dis 'n opdrag, en volg my. Enigiemand wat sê hy is 'n kind van die Here en dit nie doen nie, is 'n leienaar. Die verdere van hierdie woord het te maak met aanhoudend. Dit moet iets wees wat gereeld is. Dis nie 'n eenmalige nie. Dis nie een oomblik sê ek, nou gaan ek die Here volg en dan lewe ek soos ek wil. As die Bybel vir my sê, dit is wat ek van jou vra, dit is word dit, dan beteken dit is 'n imperatief, dis 'n opdrag, en beteken dit is iets wat jy aanhoudend moet doen. Word aanhoudend iemand wat die opdragte van God uitvoer. Daar is so baie mense wat in die kerk sit wat hou daarvan om te luister na die boodskap. Jy kan dit nie glo nie, maar daar's mense wat kerk toe kom en hulle geniet dit om na die boodskap te luister. Daar's niks vir hulle fout om net te luister nie. Dit is vir hulle lekker. En hulle stap uit die kerk uit en hulle sê, was dit nie wonderlik gewees nie? Was dit nie lekker gewees nie? Ons al vanmôre het ons al die woord gehoor. En niks gebeur nie. Daar was iemand gewees in die Bybel wat so was. En julle sal agterkom as ons hom lees. Hierdie man was 'n redelike skirminkel. Maar kyk 'n bietjie na hierdie ou. Markus 6 vers 20 lees ons van hierdie man. En miskien is dit goed, maar as jy die Bybels oopmaak en saam met my dit lees. Markus 6 vers 20. Markus 6 vers 20. Nou luister mooi wat hierdie gedeelte vir ons sê, want Herodes, onthou jy wie is Herodes? Ja, frightening karakter. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het, dat hy 'n regverdige en heilige man is, en hom wou beskerm. So is ongelooflik eintlik, dat hierdie man, wat niks eintlik met God en sy gebod uitgewaai wou gehad het nie, was iemand wat dan ten minste nog bang was vir Johannes, en hy het geweet, hierdie man is 'n regverdige man. En dan luister wat gebeur dan, aan met vers 20. Wanneer Herodes hom gehoor het hy telkens in groot vertwyfeling verkeer. Tog het hy graag na hom geluister. Daai woord is nie presies so daar in die Afrikaans nie. Maar hy het graag na hom geluister. Kan jy dit glo? Dat iemand soos Herodes sit daar en hy gaan elke nou en dan gaan hy tronk toe om net so 'n bietjie te luister na Johannes se preke. Dis lekker. Ja, dis lekker. Ek was vanmôre kerk toe. Wonderlik gewees, hoor? Daai Johannes kan preek. Daar was nog so 'n groep mense in 2 Timoteus 3 vers 6 en 7. Want uit hulle is die wat in huise insluip. Dis nou die valse profete. Hulle sluip in huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sonde belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word. Okay, so valse profete gaan in huise en hierdie mense wat na hulle luister is vroue wat gebeur het met hulle lewens? Hulle is met sonde belaai. Hulle hou aan sondig in hulle lewens. Hulle is mal oor sonde, hulle koester sonde hier binnekant hulle. Vroue gevange neem met sonde belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word. Hulle hele lewe gaan oor wat hulle begeer. Jy kan hulle sien, hulle is die hele tyd, wat begeer ek? Hulle hele denke is oor wat ek begeer. Hulle is die hele tyd by die mall, besig om rond te loop en te kyk, wat begeer ek? Koop boeke, wat begeer ek? Gelukkig is daar niemand so hier nie. Maar dis hierdie vroue wat die hele tyd begeer. En dan is dit interessant, vers 7 sê, wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kan kom nie. Hoekom? Want hulle hou vas aan die sonde in hulle lewens. So hulle gaan elke keer kom en hulle gaan kom om te leer, maar hulle gaan nooit leer nie, hulle gaan nooit groei in die waarheid nie, want hulle lewens
is vasgevang in hulle sonde. Die tragiese is dat baie mense kan tot predikante wees en dink hulle lewens is wonderlik. En nou praat ek nie van predikante wat valse boodskap verkondig nie. Dit is valse profete. Ek praat met iemand wat dink hy verkondig die suiwere woord van God. Hy doen elke Sondag, hy het goed voorberei, hy preek die woord van God. Dat hy na sy lewe kan kyk en sê ek het die goeie woord gepreek. Dis wonderlik wat ek gedoen het. Matteus 7 praat Jesus met hierdie goed. Vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag sê, Here, Here, 2 keer, belangrik. Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en die naam demone uitgedryf en in die naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. Hoekom? Julle wat wetteloosheid bedryf. Julle wat een ding preek en 'n ander ding lewe. Gaan weg van my af. Wetteloosheid. Iemand wat nie besig is om God se opdragte uit te voer nie. So op jou einde, wat is dit wat God verlang? Verlang hy dat jy mooi na die boodskappe moet luister? Verlang hy dat die predikant die suiwere boodskap moet preek? Absoluut. Maar as jy net preek die suiwere boodskap en daar's geen lewe nie, sal jy weggaan van die Here af. Jy sien, daar's 2 mense wat Jesus baie duidelik uitwys in sy prediking. Hy sê daar's wyse mense en daar's dwaase mense. Kom ek wys vir julle hoe lyk wyse mense en kom ek wys vir julle hoe lyk dwaase mense. Wat is die verskil tussen hulle twee? Lukas 6 vers 46. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Hoor jy weer daai vorige gedeelte? Hoor jy dit wat gesê word? Here, Here. Julle sê Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Julle sê julle is kinders van die Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel, ek sal julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rots gelê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwaters die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Wie is dit? Wie is hierdie wyse man? Dis 'n wyse man is iemand wat die woord van God hoor en dit doen. En dit doen. Hoe lyk 'n dwaase man? 'n Dwaase man is maar wie hoor en nie doen nie. Dis die verskil. Die verskil is nie dat hulle gehoor het nie, albei het gehoor. Die verskil is dat een gedoen het en die ander nie gedoen het nie. Sien, as kinders van die Here moet ons vir mekaar sê, as jou lewe nie 'n heilige lewenswandel is nie, as jou lewe nie 'n strewe is na heiligheid nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy lieg vir jouself. Jy lieg vir jouself. Jy is besig om jouself te bedrieg. Jy gee voor wat jy nie binnekant in jou hart werklik waar is nie. In Johannes 2 vers 3 sê, en dit is hoe ons weet dat ons hom ken. Dit is hoe ons weet dat ons hom ken. As ons sy gebooie onderhou. Nou, is dit nie die 10 gebooie? Nee, dit is die hele woord van God. Hoe weet ek of jy 'n kind van die Here is? Hoe weet ek of jy die Here ken? Waaraan sal ons dit weet? As jy sy gebooie onderhou. Iemand wat sê, ek ken hom, maar sy gebooie nie onderhou nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Die waarheid is nie in hom nie. Nou wil ek gou by jou hoor. As jy wil weet as ek 'n kind van die Here, dan het ek nodig om by jou familie te kom sit, by jou kinders te sit, by jou vrou te wees en by jou man te wees, by jou kinders te vra, is jou pa 'n kind van die Here? Lewe jou pa 'n lewe wat God eer? Vir jou vrou vra, jou man, lewe hy 'n goddelike lewe? As die manier hoe hy jou hanteer, ja, hy maak foute, ja, daar's tye wat hy ongeduldig raak,
Maar is dit 'n man wat streef na heiligheid? Die manier hoe hy lewe, die manier hoe hy sorg dat jy by die kerk uitkom, die manier wat hy sorg dat daar stilte tyd gehou word in die kerk, ag in die huis. Is dit wat jy van jou man sê? Is jou man 'n goddelike man? Vroue, kan jy na jou man toe gaan en sê, hoe lyk jou vrou se lewe? Is hy 'n goddelike vrou? Is hy iemand wat bereid is om te sê, ek onderwerp my aan my man? Ek is hier om vir my kinders groot te maak, goddelik groot te maak, saam met my man. Sien, op die ou einde is dit die vraag. Die vraag is, wat se verandering bring Christus se teenwoordigheid in jou lewe? Wat het gebeur toe die Heilige Gees in jou lewe kom woon het? Het daar 'n verandering gebeur? Het daar 'n transformasie plaasgevind? Of is jy nog steeds dieselfde wurm? Is daar 'n skoenlapper of is dit 'n wurm wat nog steeds daar is? En dan kom Jakobus verder en hy sê, baie van hierdie mense, baie mense wat sit in die kerk, is soos mense wat kyk in 'n spieël. Nou in daardie tyd was spieëls nie so goed soos ons spieëls nie. Vandag se spieëls wys alles. En jy tot spieëls wat 2 en 3 en 4 keer wys wat daar op jou gesig sit. Wat ek nie verstaan hoekom jy dit wil toelaat hoe ouer jy word nie. Maar daar spieëls. En die Bybel sê vir ons, daar is 'n probleem. Daar's 'n probleem want baie mense, hulle kyk na hulle voorkoms in die spieël. Hulle sien wat aangaan in hulle lewens. En nou die interessante is van die Grieks is, die Grieks vertel vir ons dat die manier hoe jy kyk is 'n intense kyk. Dis 'n intense kyk. Hy trek die kontoure. Hy sien presies wat in die spieël is. Hy sien homself vir wie hy is. Maar alles is van korte duur. Hy stap daar weg en onmiddellik vergeet hy. Niks het verander nie. Niks verander nie. Hy sal môre na dieselfde spieël toe gaan. Sondag sal hy weer daar gaan sit en die boodskap luister. En hy sal kyk in die spieël. En miskien op baie stadium sal hy voel, en hy sal uitstap en weer teruggaan na sy normale lewe. Jesus vertel op 'n stadium, vertel hy van 2 broers. Wat die vader na die 2 broers toe gaan. Hy gaan eers na die een broer toe. En hy sê vir hom, gaan werk asseblief vir my wingerd. En die eerste broer sê, ja, nee, ek sal dit doen. En hy het dit nie gedoen. En dan gaan hy na die tweede broer toe en sê, gaan werk in my wingerd. En hy sê, nee, ek sal dit nie doen nie. Maar daarna het hy spyt gehad en dit gedoen. En Jesus sê, wie van hulle het gedoen wat die vader wou gehad het hulle moes doen? En is duidelik, is dit nie? Is dit die persone wat wonderlike verklaringe gemaak het? Is die mense wat gesê het, ja, dis ek sal dit doen? Of is dit die persoon wat op die ou einde gegaan het en gedoen het wat die Vader van hom gevra het? Jesus sê, as jy inkyk in die spieël, is dit soos om te kyk in die volmaakte wet. Dis vir my so 'n mooi beeld. Die volmaakte wet. Dit is my ongelooflik as jy Psalm 119 ook lees. En jy lees aan die psalmdigter van alle kante af, kyk jy na die wet. Hy noem die wet by verskillende name, bepalings, gebooie, die wette. En dis ongelooflik. Elke keer as jy na Psalm 119 dan besef jy, hy het al hierdie verse nodig om te vertel hoe wonderlik is die wet. Hoe wonderlik is die woord van God. Ek wonder baie my keer met myself as ek jou nou moet vra. Ek weet jy's dalk nie 'n digter nie. Maar as jy moes vertel hoe wonderlik is die woord van God vir jou, hoe sou jy dit vertel het? Dis 'n volmaakte wet, sê Jakobus. En die rede hoekom dit 'n volmaakte wet is dit wat dit doen in my lewe. Die volmaakte wet, by die kind van die Here, wat doen die volmaakte wet? Daai jy dit Jeremia 31, vertel vir ons die wonderlike van wat is hierdie nuwe wet en wat kom doen hy in my lewe? Wat vind plaas met die nuwe wet wat plaasvind in my lewe as kinders van die Here? Hy kom en hy skryf dit op my hart. Hy kom skryf dit op my hart. Ewe skielik het hy my hart verander. Dis die ongelooflike van 'n kind van die Here. Hoe lyk 'n kind van die Here? 'n Kind van die Here se hart word verander. Dit beteken sy hele begeertes is nou anders. Sy begeertes is nie meer die van die wêreld nie. Sy begeertes word vernuwe. Dis die volmaakte wet
Want die volmaakte wet bring vryheid. Dit is my so mooi. Die volmaakte wet bring vryheid. Meeste mense wat luister na die woord van die Here, meeste mense wat dink oor die kerk, dink by hulle self, ek kan nie dink om 'n Christen te wees nie. Hulle het so dinge wat hulle moet lewe. O nee, ek wil vry wees. Ek wil vry wees. Ek wil doen wat ek wil doen. En ek met myself, ja, jy doen presies wat jou sondige vlees wil hê dat jy moet doen, want jy's vasgevang. Jy's 'n gevangene. Weet jy, Romeine 6 sê dit so mooi. Romeine 6 vers 16. Besef julle nie dat as julle self vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp het. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van die geregtigheid geword. Kom ek sê vir jou, die oomblik as Jesus Christus jou lewe kom verander en die Heilige Gees kom woon in jou en jy kry 'n nuwe hart, jy kry nuwe begeertes, dan vir die eerste keer in jou lewe is jy waarlik vry. Jy's vry. Die wêreld is nie vry nie. Die wêreld word gelei. Het jy al ooit gesien, dit is my 'n ongelooflike beelde, het jy al gesien van hierdie beeste wat so 'n ring deur sy neus? Jy het al gesien. Hy het so 'n ring deur sy neus. OK, nou vat jy daai ring so, en dis waarvoor daai ring eintlik daar is. Vir enigiemand wat miskien ringe weer wil daar sit. Die ring was daar gewees en my vinger daar sit. Nou trek ek daai bees. Wie hoe maklik kom 'n bees as die ring daar sit? Hy gaan. Hoekom? Pyn, seer in sy lewe. Dis presies wat die sonde doen. Die sonde is besig om jou te trek. En al wat jy doen is jy gaan nog te na. En daar's pyn, daar's seer, dis al wat hy bring in jou lewe, is pyn en seer. Daar is niks vryheid nie. Totdat Jesus Christus in jou lewe kom, en jou lewe verander, en jou lewe nuut maak, en jou vry maak, en jy begin hom te volg. As jy hom begin volg, wat ervaar jy? Vreugde. Persone wat die woord van God nakom, sê die Bybel in Jakobus, hulle is werklik waar geseënd. Geseënd. Hulle is geseënd. En as ons kyk na die woord ook in die Grieks van Makarios, as Makarios gebruik word vir die begin van die bergpredikasie, dan sê hulle geseënd, geseënd, geseënd. Geseënd is hulle. Geseënd is hulle wat arm van gees is. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Geseënd is hulle. Makarios, hulle is gelukkig. Lukas 11 vers 27. Terwyl hy dit sê, Jesus, het hy 'n vrou in die skare haar stem verhef en hom toegeroep. Gelukkig is die moederskoot wat hy gedra het en die borste wat hy gevoed het. Terwyl Jesus praat, is daar 'n vrou wat skree. Sy skree, hoe wonderlik moes dit gewees vir jou moeder om jy te gedra het, vir jy te gevoed het aan haar borste, dis wonderlik. Maar hy antwoord, ja waarlik, gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Gelukkig is hulle. Gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Hulle is gelukkig. Hulle is gelukkige mense. Teenoor dit is die mense wat dink hulle is godsdienstig. Dink hulle is godsdienstig want hulle lewe 'n godsdienstige lewe. Hoe lyk iemand wat godsdienstig is? Godsdienstige mense is mense wat dink die hele redding, die hele verlossing gaan oor hoe godsdienstig ek kan wees. En jy kan hulle sien. Dis mense wat nou net gefight het in die kar, pa en ma het gefight in die kar, en dan klim hulle uit die kar uit, en hulle kyk vir mekaar so, en nou sien hulle die gemeentelede stap in die kerk, en kyk vir mekaar. En nou stap hulle in, en hulle is wonderlik, en daar's vreugde in hulle harte, en sê, hallo,
Wonderlik, is dit nie 'n wonderlike dag nie? Jo, fantasties, geseënde dag vir jou. En dan, wat hulle doen is, hulle probeer om te sê, hoor hierso, wat vir ons belangrik? Vir hulle belangrik is, as jy godsdienstig is die liturgie. Die liturgie, die voorbereiding, die lang voorbereiding. Johannes, ons omtrent so 30 liedjies gaan sing. Hou jou boodskap bietjie kort. Maar kom ons, ek wil net daai ervaring. Nie die ervaring, dis eintlik al voor die ervaring. En dan gaan hulle na die res toe en hulle het al hierdie dinge. Ek onthou daar was op 'n stadium, ek het later in my lewe het ek die persoon beter leer ken, 'n vrou wat ongelooflik lank gebid het. Tot ek gesien het hoe hanteer sy haar man, toe wens ek sy wil langer bid. Of korter bid. Dis hierdie godsdiens. Jy het 'n godsdiens opgebou, maar dit verander nie in jou lewe nie. Jy lyk vroom voor die mense. As die mense na jou kyk, as hulle, is Johan nie 'n wonderlike man? Is Sunny nie 'n wonderlike persoon nie? Maar hulle weet nie, as daar by die huis gekom word, breek gaan hulle hel los. Die godsdienst beskrywe Hosea vir my baie mooi, en ek wil hê jy moet saam met my lees in Hosea, Ou Testament, Hosea 8. Hosea is nie daarna Daniel, dit is Hosea. Hosea 8, vers 11. Toe Ephraim word genoem die gedeelte van Israel, die gedeelte van Israel. En nou vertel hy van hoe hulle lyk, toe Ephraim weer altare gebou het, was dit om te sondig. Dit het vir hom altare geword om mee te sondig. Kan jy dit glo? Dat die manier hoe jy aanbid, waar God offers moet ontvang, was Ephraim besig om altare te bou vir watter rede, sodat hulle kan aanhou met sondig. Kan jy dink dat jou godsdiens vir jou so is, dat jy nog meer godsdienstige praktyke doen, sodat jy net nog meer kan sondig? Dis wat gebeur. Mense maak vir hulle godsdiens, hulle bou vir hulle kerke wat sal sê wat hulle graag wil hoor, en hulle het instansies en al die goedes, hulle woon Bybelstudies by en alles wat hulle kan, maar niks verander nie. Hulle het vir hulle nog 'n altaar gebou, hulle kan na die altaar en wys en sê, sien jy hoe wonderlik godsdienstig is ek? Johan, ek is 'n godsdienstige man, so wat doen jy? Kyk, ek is Sondag in die kerk, ek is in die week in die Bybelstudie, ek Vrydag bid ek saam met die mans, ek gaan kampe bywoon. Ek het nêrens gesien in die Bybel dat dit jou wys jy's godsdienstig. Ware godsdienst. Wys jou na die valse godsdienst toe. Hoe lyk jou lewe? Kom ons gaan aan. Vers 12. Al skryf ek vir hom my wet 10.000 maal neer. Dit word as iets vreemds gereken. Beloof ek vir jou, dis hoe meeste kerke vandag lyk. Dis vreemds. God se wette is vreemd vir hulle. Hulle luister nie na daarna. Hulle het nie 'n saak met God se wette nie. Dis hulle eie goedes wat hulle opgemaak het. Dis vreemd. Dis vreemd vir hulle. Vers 13. Hulle slagoffers vir die genot, vleis, sodat hulle kan eet. Die Here, hy aanvaar hulle nie. Nou gaan hy hulle sondeskuld in herinnering roep, en hy gaan rekenskap eis oor hulle sondes. Wat hulle betref, na Egipte sal hulle terugkeer. Toe Israel sy maker vergeet het hy paleise gebou. En Juda het die versterkte stede meer gemaak. Maar ek gaan vuur slinger teen sy stede, en dit sal sy vestings verteer. Godsdiens, God haat godsdiens. Dit is baie duidelik vanuit die skrif uit, dat die wat gehoor het en nie geluister het nie, sal erger in die helse vuur brand. Mense wat elke Sondag in die kerk gesit het, is in groter gevaar om vir ewig erger te brand as enigiemand anderste, as die persone wat nooit hulle voete in 'n kerk gesit het nie. Dis die gevaarlikste plek om Sondag kerk toe te kom en jou lewe verander nie. Bly lieweste by die huis.
As jy kerk toe kom, moet jy vir die Here sê, Here, verander my, vernuwe my. So wat is die vraag wat ons mekaar moet afvra? Die vraag wat ons mekaar moet afvra, het daar verandering in jou lewe plaasgevind? As jy iemand wat die woord hoor en dit doen, ons gaan nou kyk wat behels dit. Wat behels dit om te doen? Wat is die vraag wat jy moet vra? Het dit verandering in my lewe teweeggebring? Is ek 'n nuwe mens? Die manier hoe ek nou lewe as vrou, is dit anders. Nou lewe as man, is dit anders. Nou lewe as kind by die skool, is dit anderste. Want as dit nie anderste is nie, is ek verlore. Ek wil nie weet of jy op 'n dag jou lewe vir Jesus gegee het nie. Dit stel ek nie in belang nie. Dit staan nêrens in die Bybel dat jy 'n dag en 'n datum moet hê, of die Here sê, het jy jou hart vir my gegee nie. Daar is nie so 'n teks in die Bybel nie. Die Bybel sê, neem jou kruis op en volg my. Daagliks, elke oomblik, elke dag, volg my. Dis die Bybelse konsep. Lê jou sonde af, bely jou sonde. Wat is goddelik? Wat is goddelike karakter? Nou gaan Jakobus aan om vir ons te wys, hoe lyk 'n goddelike karakter? Hy sê die een ding van 'n goddelike karakter is, hoe hou jy jou tong in toom? Hoe lyk dit met jou tong? Het iemand jou tong gevat en is daarin, jou tong kan nie beweeg soos wat jy wil nie, of het jy 'n vrye tong? Toe ek hierdie ding lees, ek sê wat daar gesê word. Ek weet nie of hulle sê dis waar, ek kan dit nie glo nie. Al wat ek weet is, nadat ek dit vir julle gesê het, moet ek 'n absolute belydenis doen. Hulle sê die gemiddelde persoon praat ongeveer 18.000 woorde per dag. Waar ek op wil sê, iemand steel my woorde. Kyk, maar daar's blykbaar, dis wat die opname sê. Die opname sê, mense praat 18.000 gemiddeld, so daar's mense wat meer as dit praat. En as ek dink waar ek praat, moet daar mense wees wat regtig waar meer as dit praat. Wat dit opmaak, dat ons min of meer gelyk is. Maar kan jy dit dink, 18.000 woorde, en van hierdie 18.000 woorde waarvan jy praat, of as jy sê jy praat 3.000, of wat ook al het is, hoeveel van hulle eer God? Hoeveel van hulle eer God deur die dag? Hoe lyk my tong? Sien, jy kan sê jy is 'n baie vrome persoon. Jy kan sê vir my, Johan, ek pleeg nie oorspel. Johan, ek het regtig waar, ek lewe 'n wonderlike lewe, ek doen nie hierdie verkeerde dinge nie, ek steel nie. Maar jy is bereid om jou tong aan 'n mens af te breek. Die Bybel sê, as dit die waarheid is van jou lewe, vergeet om te sê, ek is 'n godsdienstige persoon. Vergeet om te sê, ek is godsdienstig. Want as jou tong nie in toom kan hou word nie, deur die Heilige Gees wat in jou woon nie, is daar iets wat fout is. Matteus 12, vers 34. Luister mooi, want dis ons probleem. 34. Jesus is besig om met die mense te praat. Hy sê, ander geslag. Geslag van slange. As iemand baie keer, wonder ek, baie mense sê, Jesus was hierdie absolute beeld van iemand wat net rustig was, net goeie dinge gesê het, en liefdevol. En ek myself, wat 'n deel van die Bybel lees jy? Daarom verstaan hulle nie in Openbaring wat ons gesien het. Daarom verstaan hulle nie in Openbaring dat die res van die mensdom gaan vir ewig en ewig brand. Voor wie? Voor die lam. Hy sê vir die mense wat na hom kom luister, hy sê vir hulle ander geslag. Ander geslag. Hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Hoor jy dit? Hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? As daar lelike woorde uit julle mond uitkom, is die rede daarvoor omdat julle sleg is. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy kind van die Here is, waarvan moet jou mond van oor loop? Jesus Christus. Jesus Christus. Vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skatkamer, goeie dinge na vore. En die slegte mens bring uit die slegte skatkamer, slegte dinge na vore. Ek sê vir julle,
van elke onbesonde woord wat mense kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Mense, ek dink, ons moet, terwyl ons hierdie woorde hoor, moet jy vir jouself sê, Here, asseblief, bewaar my. Asseblief bewaar my. Here, ek wil nie een oomblik iets sê van iemand wat lelik is, wat afbreekend is nie. Ek wil dit nooit doen nie. Here, bewaar my mond. Van elke woord wat ek spreek, sal ek geoordeel word. Vers 37, want op grond van jou woorde sal jy geregverdig word. Op grond van jou woorde sal jy geregverdig word. En op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. So, kom ons sê net gou vir mekaar, voordat iemand hier uitstap en sê, Johan, ek is nou heeltemal de mekaar. Beteken dit, dat as ek 'n kind van die Here is, en ek lewe vir die Here, en ek bely my sonde, beteken dit, dat ek eendag vir my woorde gaan verantwoordelikheid doen? Nee. Dis een van die wonderlikste. Nee, dis iemand wat voorgee. Dis iemand wat voorgee. Dis iemand wat sê hy is 'n kind van die Here, maar sy mond loop oor van die verkeerde. Dis wie van ons praat. Maar iemand wat sê, Here, verander my lewe, wat elke dag in hulle lewens 'n stryd het. Hulle het 'n stryd teen die sonde. Hulle wil doen wat God van hulle vra. Dis nie hulle waarvan ons praat nie. Dis die wonderlike. Daai dag as ek voor die Here gaan staan, is daar geen vrees in my nie. Die oomblik as daai doek opgesit word, dan gaan nie 'n doek opgesit word nie, maar net na die beeld. As daar 'n doek opgesit word en die dataprojektor wys na die doek toe, wie wat gaan oor daai doek wees? Die bloed van Jesus Christus wat my skoon gewas het. Okay, so, ons praat nie daarvan nie. Ons praat van mense wat nie vir die Here wil lewe nie. En jy sit dalk hier en jy lewe nie vir die Here nie. Ek praat van jou. So moet dit nie mis nie. Hou jou tong in toe. Is dit onder die beheer van die Here? Levitikus 19 vers 16 is ongelooflik as jy na die Bybel kyk, die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, soos Paulus ook, Paulus bloei die Ou Testament. Die Nuwe Testament bloei die Ou Testament. As jy die Ou Testament mis jy die Nuwe Testament. Dis onlosmaaklik deel van mekaar. Luister na Levitikus 19 vers 16. Jy mag nie as 'n kwaadstoker tussen jou mense rondgaan nie. Jy mag nie soos 'n kwaadstoker tussen jou mense rondgaan nie. En die ongelooflik is, party mense skinder van ander mense. Party mense vertel weer wat hulle skinder van ander mense. Party mense raak kwaad vir dit wat geskinder is van hulle, dan verskinder hulle weer by ander mense. Heel die mekaar stoor. Ek hoop jy het gevolg. Maar is chaos. Dis wat gebeur. So jy moenie as iemand wees wat 'n kwaadstoker bekend staan. Iemand wat oral waar hy kom. Hier kom Harry. Wat is die nuwe storie? Kwaadstoker. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel. Kan jy dit dink? Die konteks van hierdie gedeelte gaan oor wat? Jou tong. Jou tong, jy moenie jou medemense lewe in gevaar stel met jou tong nie. Dit beteken jy verwoes jou medemense lewe deur jou tong. En dan sluit hy daai vers af, hy sê, ek is die Here. So kom ons kyk hier eers teen. Ons gaan nog baie oor hierdie praat. Jakobus het nou vir ons die 3 hoofpunte gegee, gaan elkeen van die 3 hoofpunte noem, en dan gaan hy in diepte, elkeen van hierdie punte. So as jy die volgende week nie lekker oor hierdie 3 punte wil praat nie, moenie die kerk bywoon nie. Ons gaan in diepte oor hierdie punte praat. Die eerste een is hierdie, hou jou tong in toom. Die tweede, gee om vir die armes. Nou die weduwee en die wese was 'n groep mense gewees wat niemand voor gesorg het nie. Hulle het nie pensioene gehad. Hulle het nie 'n manier gehad waar daar vir hulle gesorg kan word nie. So die oomblik as jou man sterwe, wat vir jou die werk verskaf het, was daar geen manier tot voorsiening. En daarom sê God die hele tyd deur die Bybel, hierdie is die mense waaraan ek liefhet. Hierdie mense wil ek bemoeienis mee maak. Die weduwee en die wese van die volk. Ek is bekommerd oor hulle. Hoe lyk hulle? Eksodus 22 vers 22. Geen weduwee of vaderlose kind mag jy onderdruk nie. Jesaja 1 vers 17. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Lê die een wat onderdruk aan bande. Maak hom oop.
vlek om oop, die een wat besig is om die armes te onderdruk. Handhaaf die reg van die vaderloses. Psalm 68 vers 6, 'n vader van die vaderloses, 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woonplek. Dit beteken nie arme mense gaan hemel toe nie. Dit beteken nie alle weduwees gaan hemel toe nie. Dit beteken nie die wese gaan hemel toe nie. Nee, baie van hulle gaan onder die wraak van God staan. Maar dit beteken terwyl hulle op aarde is, sê God, ek wil hê jy as my kind moet bemoeienis maak met hulle, sorg vir die armes, want dis eintlik waaroor dit gaan. Weer in die wese, in daardie tyd, niemand het vir hulle gesorg nie. Nou kom die Here en sê, ek wil hê jy moet sorg vir die wat arm is. Ek wil hê jy moet hart hê vir hulle. Daar was godsdienstige mense, jy sal dit nie glo nie. En ek wil hê jy moet gou saam met my lees. Markus 12. Kom ons maak ons Bybels gou daar oop. Markus 12. Markus 12, vers 38. Jy gaan sien hoe al hierdie goed bymekaar kom. Jy gaan sien hoe al hierdie goed bymekaar kom wat Jakobus besig is om te preek. Vers 38. In sy lering het Jesus gesê, pas op vir die skrifgeleerdes. Hulle hou daarvan om met lang stolas rond te loop. Nou, lang stola beteken net 'n lang kleed. Vandag sal jy gesê het, 'n swart pak en so 'n das wat vir jou wys dat jy rein is. Okay. Jy lyk verskriklik wonderlik. Klere is daar. Hulle hou daarvan om lang stolas rond te loop, op die markpleine begroet te word en die voorste sitplekke in die sinagoges en ereplekke by die feesmaaltye in te neem. En net sê terloops, vandag is daar nie meer 'n probleem nie. Niemand wil meer voorsit. Ek dink dit is definitief vandag probleem. Maar hierdie ouens het daarvan gehou. Hulle het daarvan gehou om in die sinagoges, die ereplekke, die feesmaaltye, hier kom hulle ingestap. Hulle is die belangrike persone. Vers 40. Hulle verslind die huise van weduwees. Hulle kry huise van weduwees op special price. Hier dit glo. Hulle kyk na die markte. Hulle hoor, daardie persoon het nou 'n man verloor. Ek hoor sy's finansiëel in die moeilikheid. Ek is seker haar huis gaan vir 'n baie goeie prys gaan. Hier is ek reg daarvoor. Die besigheid. Daai vrou is nou alleen. Nou slaan ons toe. Ons slaan toe op die armes. Die armes se geld, ons kan nie vir hulle dieselfde betaal wat hierdie huis regtig waar werd is nie. Kom ons maak 'n special prys vir hulle, want hulle het die geld nodig. Ken jy dit? Jy het dit al gedoen. Jy het gedoen en vir die Here sê, Here, ek is jammer en gaan maak reg. Dan moet jy die res van jou lewe afbetaal en daardie geld. God sê, ek haat dit. Ek haat dit. Julle is besig om mense uit te byt. Julle is besig om die armes uit te byt. Hoekom? Want julle weet julle kan. Hulle het daai geldjies nou nodig. So julle gee hulle nie wat dit werd is nie. Julle gee vir hulle wat julle daarvan maak en waar julle van hou. Julle kom weg met moord. Julle gaan voor my staan. Dan die derde punt. Die wêreld se begeertes. Ons gesien hoe al hierdie goeie saamhang met mekaar. Wat is 'n persoon wat iemand is wat nie gevul is met die Gees nie? Wat is iemand wat 'n godsdienstige lewe lei? Dis iemand wat sy hele lewe gevul is met wêreldse begeertes. Dis waaroor hy dink, dis waaroor hy gesels. Dis sy hele lewe is wêreld. Dis al wat hy oor dink is die wêreld. Salomo. Salomo is my die ongelooflikste tragiese figuur. God gee vir hierdie man wysheid. Sê Here, ek wil niks anders, ek wil wysheid hê. Hoe moet ek hierdie volk lei? Die Here gee vir hom wysheid. Maar van die eerste oomblik af in Salomo se lewe sê hy, ek het nodig om goeie bondgenootskappe te sluit. Ek het nodig om met die Farao se dogter te trou. Ek doen alles in stryd met God se woord. Want sy hele lewe, Salomo se hele lewe gaan oor die hier en nou. Ek wil 'n koninkryk vir my bou.
Enigiemand wat sy lewe gaan oor hier en nou. Jy's 'n hartseer figuur. Hierdie lewe gaan verby. Ek dink hierdie week aan 3 mense wat ek ken. Al 3 van hulle is weg. Skatryk mense. Wat het hulle nagelaat? Baie. Nou staan jy voor die troon van God en nou laat ek lieweste alles hier verloor. Laat ek lieweste alles niks sê as ek hier oorbly nie. Maar eendag staan ek voor die lewende God. Wel gedaan, my goeie, getroue diensknegt. Wel gedaan. Wat is fout met die gelowiges van die dag, as ons weer begin hinker na die verlede, die wêreldse goeders? En ek weet dit. Dis elke dag in my vlees. Ek weet dit. Dink jy ek is vry daarvan? Dink jy Johan Lou het geen van hierdie emosies nie? Nee, dis hier binne in my. Ek fight dit. Sê Here, vat dit weg. Skryf ou Lot. Lot is net so tragies en vergeet. Jy volg vir Lot. Hy's buitekant die stad. Hy het eers gegaan na, hy Sodom en Gomorra gesien. Hy sien is 'n pragtige streek. Daar's pragtige water. Ek gaan 'n ryk man word in hierdie area. Abraham, bly jy in die woestyn. En hier gaan hy. En dan vind ons vir Lot, hy's by die stad. Hy woon by die stad. Ek's nie in die stad, ek's by die stad. En dan as ons hom weer kry, waar is hy? Binne in die stad. En sy hele familie is 'n gemors. Want die engel sê vir hom, kom ons moet uitgaan. En hulle wil bly. Hulle wil bly. Die swaal gaan tref en die vuur gaan uit die hemel uitkom. Maar ons wil ons huisie bou. Net myne. En hy het sy familie so groot gemaak, toe hy uitvlug, kyk sy vrou terug. Soutpilaar. En dis niks in vergelyking met wat gaan gebeur as hy haar oë oopmaak in die koninkryk van die hemel nie. En vir ewig in die hel gaan brand. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. Dis duidelik, is dit? Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer, dit wat die oë begeer, die arrogante spoggery oor besittings, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Ek dink nie ek hoef nie eens daai teks te verduidelik nie. So baie keer is ons probleem is ons bely die Here met ons lippe, maar daar's niks wat verander in my lewe nie. Niks wat verander in my lewe nie. My liefde is dieselfde. Ek sal tot vir mense die evangelie vertel, maar ek hoop nie eintlik dat hulle bekeer nie. Of as hulle bekeer, dan sal ek bly wees as hulle tog net vertel hulle het by my gehoor. Matteus 15 vers 7 skyn heilig is, Jesaja het reg oor julle geprofeteer. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Jy het 'n duidelike beeld wat Jakobus vanmôre vir jou teken. Duidelike beeld. Daar behoort niemand te wees wat hier uitstap en sê, ek weet nie waaroor vanmôre Johan gepraat het nie. Is nie vir my duidelik nie. Elkeen van ons het vanmôre gehoor, jy het nodig om vir jouself te vra, as ek sê dat ek 'n kind van die Here is, as ek sê dat ek iemand is wat goddelik is, het my lewe verander. Is my daaglikse wandel anderste? Is ek besig om elke dag 'n pad van heiligheid te loop? My lewe is nie meer dieselfde as die verlede nie. Ek is nie wat ek moet wees nie, maar ek is definitief nie wat ek was nie. Ek word getransformeer, ek word verander deur die Heilige Gees wat in my woon. Ek kyk in die spieël. As my 'n wonderlike beeld van hierdie spieël in 2 Korintiërs 3 en ek wil hê jy moet saam met my lees en dan sluit ons af. 2 Korintiërs 3. So 'n mooi beeld van 'n spieël. 2 Korintiërs 3 vers 18.
Luister na hierdie teksvers. Onthou die beeld van die spieël. Iemand wat in die spieël kyk. Hy kyk intens in die spieël. Hy sien die buitekant van sy gesig. Hy weet wat fout is. Hy stap af weg en hy verander niks. Dis die beeld. Dis die beeld van Jakobus. Kyk jy in die spieël? Jy weet wat's fout. Jy het vanmôre die evangelie gehoor. Jy het gehoor die Heilige Gees sla jou aan. Stap jy weg? Waar daar verandering plaasvind. Nou luister na hierdie gedeelte. Dit is so mooi. Vers 18. En ons almal, terwyl ons met 'n ontsluierende gesig die heerlikheid van die Here aanskou. Dis die amazingste, nê? Moses het sy gesig bedek. As kinders van die Here word ons gesigte nie meer bedek nie. Ons kyk nou in die woord van God en die woord van God is besig om wat aan my te doen? My gesigte verhelder. Verhelder. Hy sê gesig die heerlikheid van die Here te aanskou, soos in 'n spieël word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid. So die oomblik as die gelowige in die spieël kyk, wie sien hy nou? Jesus Christus. Hy sien die standaard. Hy het in die woord, die volmaakte wet, het hy ingekyk. Hy kyk soos dit in 'n spieël en terwyl hy daarna kyk, sien hy die heerlikheid van God. Hy sien die Here het hy aanskou soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander. Ons word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Die Heilige Gees wat in my kom woon het, bring die beeld deur die skrif, wat die spieël is voor my. En dan kyk ek in die spieël van die woord van God, met die Heilige Gees wat hier binne in my kom, sien ek hoe die Here lyk. En dit verander my. Dit verander my. Dit verander my binneste. Dit verander my aangesig in die manier wat ek wandel. Ek verander van dag tot dag. En dat ek die aangesig van die Here gesien het in sy woord, sy heerlikheid. Ek is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Kyk, alles het nuut geword. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om deur die woord gewaarsku te word. Wat 'n voorreg om voor die woord te kan staan en gekonfronteer te word. En Here, dis wat elke keer gebeur. Elke keer as ons voor die woord kom staan, dan kla jy ons aan, dan sê jy, ek wil jy moet verander. En Here, dis die wonderlike is dat die verandering wat plaasvind is 'n groter vryheid. Dis nie ek word vasgebind nie, ek word vry. Ek word vry, Here, die sonde wil my bind. Maar in U het ek die vrede, in U het ek vryheid. Here, ek wil bid vir elke persoon, vir myself ook, dat ons die goeie stryd sal stry. Dat ons sal begin lewe soos wat U van ons vra in die woord, hierdie lewe te lei. O Here, maak ons harte sagter. Here, ons wil nie besig wees met 'n godsdienst. O Here, maak my die man van God in die familie wat U van my vra. Maak my die vrou wat U van my vra. Maak my die seun en dogter wat U van my vra. Maak my die persoon by die werk wat U van my vra. By die huis wat U van my vra. Mag U naam verheerlik word. Amen.